Psalm 132. So daar is 'n paar verskillende mense natuurlik wat psalms geskryf het, waarvan Dawid die bekendste is, maar hierdie psalm is van Salomo, die seun van Dawid, wat dit geskryf het. Ons kan dan daar saam lees, sodra almal die plek het. Psalm 132, gebed vir die huis van God en die huis van Dawid. 'n Bedevaartslied. O Here, dink aan Dawid, aan al sy moeite, dat hy aan die Here gesweer het, hierdie gelofte gedoen het aan die magtige van Jakob. Sekerlik, ek sal nie ingaan in die tent van my woning of klim op die bed wat vir my gesprei is nie. Sekerlik sal my oë geen slaap gun, aan my ooglede geen sluimering nie, totdat ek 'n plek vir die Here, 'n woning vir die magtige van Jakob. Kyk, ons het daarvan gehoor in Efrata, ons het dit gevind in die velde van Jaar. Laat ons na sy woning gaan, ons neerbuig voor die voetbank van sy voete. Staan op na u rusplek, Here, u die arm van u sterkte. Laat die priesters bekleed wees met geregtigheid en laat u gunsgenote jubel. Wys u gesalfde nie af nie, terwille van Dawid u knegt. Die Here het aan Dawid gesweer in waarheid, hy sal daarvan nie terugkom nie. Wat 'n kragtige stelling daar in die hakies. Van die vrug van jou liggaam sal ek laat sit op jou troon. As jou seuns my verbond hou en my getuienisse wat ek hulle leer, dan sal hulle seuns ook vir ewig op jou troon sit. Want die Here het Sion uitgekies, hy het dit as woonplek vir hom begeer en gesê, dit is my rusplek vir ewig. Hier wil ek woon, want ek het dit begeer. Sy voedsel sal ek ryklik seën, sy behoeftiges versadig met brood, sy priester sal ek met heil beklee, sy gunsgenote sal vrolik jubel. Daar sal ek vir Dawid 'n horing laat uitspruit, ek het vir my gesalfde 'n lamp toeberei. Ek sal sy vyande met skaamte beklee, maar op hom sal sy kroon skitter. Ons lees net so ver vanoggend vanuit die woord van die Here. U kan net so bly sit, ons buig die hoofde en ons bid net saam. Wonderlike Here, ons is vandag hier saam om vir u die lof, die eer, die aanbidding van ons harte te gee, Here, want as ons terugdink aan hierdie dag in die geskiedenis, Here, 86 jaar terug of 186 jaar terug, Here, dan besef ons, u het daar 'n wonderwerk gedoen. En u het daardie paar mense wat by mekaar was, Here, soos iemand vanoggend in die konsistorie gebid het, gewone mense, wat hulle oë op u gefestig het. U het hulle beskerm, u het hulle verlos, u was met hulle gewees. Here, en ons weet u is vandag, gister, u is altyd dieselfde. Ons het hier ook gelees in hierdie gedeelte. U sal dit nooit terugneem nie, Here, as u gesê het, iets gesê het, dan is dit so. En so is u onveranderlik, en ons sê vir u dankie, vir u genade, vir u guns, en waar ons hierdie dag net weer vir u die eer kan gee. Maar ons bid ook, Here, dat dit nie net een dag is wat ons by mekaar kom en 'n dag afsonder nie, maar dat ons lewens sal getuig van u. Dat ons elke dag 'n lewe sal leef wat 'n lig skyn vir u. Waar ons die sout van die aarde en die lig van die wêreld is. Help ons ook met hierdie taak, Here, dat ons so u woord sal uitdra na buite. Ons dank u, Here, ook vir ons hou vanuit u woord gelees het, bid ons dat u dit sal seën, dat u dit sal oopbreek en dat u dit kragtig sal gebruik, Here, want dit is die kern van enige erediens, is die woord. Die verkondiging van daardie woord en hoe ons uitgaan en dit toepas. Maar ons sê vir u dankie hiervoor, Here. Ons sê vir u dankie vir hierdie dag. Dankie vir dit wat u in ons lewens ook elke dag doen. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Voordat ons by die woordverkondiging kom en wat ons gaan praat oor hierdie psalm, net so vinnig ietsie oor die slag van Bloedrivier. Dit is mos hoekom ons by mekaar is. Ons moet net so vinnig bietjie terugkyk in die geskiedenis by 'n groot gebeurtenis wat hopelik tot die dag wat ons nie meer hier op aarde is nie, wat onthou sal word, gevier sal word, wat vir die Here die eer
gegee sal word. So net vinnig, Andries Pretorius word as die nuwe leier gekies, terwyl daar 'n dreigende Zulu mag is. En dan kom Sarel Selee met die voorstel om 'n gelofte aan die Here af te lê. Kan ons dink dat daai voorstel so groot verskil in die geskiedenis gemaak het? 'n Godsman wat sê, maar kom ons gaan na die Here toe. Op Sondag 9 Desember 1838 by Wasbankspruit is die gelofte vir die eerste keer afgelê. Ek weet nie wie van u was al daar gewees by Wasbankspruit nie, maar dit is 'n belewenis. Ek sal dit vir enigiemand aanbeveel om daar net te gaan staan en in te neem en te sien hoe dit daar lyk. Die marmervries in die Voortrekker Monument waar Sarel Selee dan hierdie gelofte aan die Here aflê. Daar is die gelofte, ek weet dit is baie klein op die bord. Dit is die gelofte in die oorspronklike taal, soos hy afgelees, maar aan die einde van die diens sal ek die gelofte ook vir u lees. Ons sal daarmee afsluit. Op 16 Desember 1838, na 'n ewige stryd, gee God wonderbaarlik die oorwinning. Daar was so wat 470 voortrekkers teen, hulle sê eintlik in die geskiedenis net duisende, maar daar word bereken dat dit tussen 10 en 20.000 Zulus was. Duisende van die vyand sneuwel, sonder dat daar een van die boere omkom. Nou getuies uit die voortrekkers en getuies vanuit die Zulus het gesê dat daar daai aand 'n onbekende mag was en dat daai mag die oorwinning gegee het. Nou, mens kan gaan lees van die getuienis, dit wat gebeur het, van die lanterns tot die diere wat stil was, die buskruit wat nie nat geword het nie. Daar is soveel wonderwerke wat eintlik op daardie dag of daai vroeë oggendure gebeur het, dat dit te veel is om saam te vat. Maar dit wat ons wil beklemtoon vanoggend is, die Here het die oorwinning gegee by die slag van Bloedrivier. En daar's maar net ook in die Voortrekker Monument net 'n uitbeelding, die marmervries van die stryd wat plaasgevind het. Die gelofte wat deur Sarel Selee opgestel is, bestaan uit 'n versoek en 3 beloftes wat nagekom sou word. Naamlik, daar sal ter ere van God waar dit hom sou behaag 'n kerk gebou word. Die tweede, die datum van die oorwinning sal jaarliks soos 'n Sabbat van die Here deurgebring word. En die derde, die gelofte sal aan ons kinders oorgedra word, sodat die gelofte deur ons nageslagte onderhou sal word en dat ons al die lof en al die eer aan ons hemelse Vader sal gee, of dat dit aan hom sal gaan. So ons is deel van die uitlewing van daardie gelofte. Ons het reeds die gedeelte gelees. Ek hou vir u ons teks van oordenking voor, vers 2 wat sê dat hy aan die Here gesweer het, hierdie gelofte gedoen het aan die magtige van Jakob. En praat ons vanoggend kortliks oor die tema, die gelofte aan die Here. Met die Here wat eintlik die kern is, hy wat ingetree het. Nou net hier in ons gemeente is dit die 3de Psalm wat ons in 'n kort tydjie hanteer. Ek dink oor so 4 dienste het ons sou 3 van daai dienste psalms hanteer, want die psalms is so vol rykdom. As 'n mens bemoedig moet word, dan kan jy na 'n psalm toe gaan. As jy hulp nodig het, as jy raad nodig het, as 'n mens net in kontak met die Here wil kom, 'n mens kan enige tyd na die psalms toe gaan. En so vanoggend, Psalm 132, lees ons van die gelofte wat Dawid aan die Here afgelê het. En die rede hoekom ons die psalm hanteer, is daar's eintlik so baie ooreenstemming met dit wat ons herdenk en dit wat in hierdie psalm staan. 'n Psalm word deur Salomo geskryf. Ek het julle aan die begin vir u gesê, die seun van Dawid, en hy herinner eintlik aan hierdie gelofte wat Dawid aan die Here gemaak het. Nou wat was daai gelofte? Dawid sien die verbondsark, wat natuurlik in Israel was en wat hulle altyd saam met hulle uitgedraai het. Hy sien dat die ark het nie 'n plek waar hy kan wees nie, 'n vaste blyplek nie, en so sien hy dat die Here nie 'n vaste blyplek het onder sy volk nie. En die gelofte wat Dawid dan aflê, is hy gaan vir die Here 'n huis bou. Dawid wil vir die Here van die leerskare 'n huis bou. Dawid was baie lief vir die Here gewees. Ek dink ons weet dit met sy unieke
persoonlike verhouding wat hy met die Here gehad het. As ons maar net dink aan die verhale Dawid teen die reuse Goliat, hierdie jong seun, terwyl 'n hele weermag bang was vir die groot Goliat, kom Dawid en hy sê saam met sy Skepper, saam met sy Here is hy nie bang nie, want die Here sal hom verlos. Sien ons weer ooreenstemming in hierdie hopelose stryd kom Dawid en die Here gee die oorwinning. Uit sy eie sou Dawid nie die reus kon verslaan nie, maar hy het geweet die Here is met hom. En so lees ons in 1 Samuel 17 vers 37, Dawid sê die Here wat my gered het uit die klou van die leeu, uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van die Filistyne. Ons voorvaders het die Bybel geken. En ek dink baie keer sal ons beskaamd staan as ons weet hoe hulle daai beloftes op die punte van hulle vingers geken het. Hulle het geweet, vertrou op die Here. So het Dawid dit geweet, Dawid het die Filistyne 'n paar keer verslaan, hy was in baie oorloë betrokke en elke keer as oorwinnaar uitgetree met die hulp van die Here. En dis die feit waarop ons staan, die Here was met hom gewees. 1 Kronieke 17 vers 2 sê Nathan vir Dawid, doen alles wat in die hart is, want God is met u. Die Here was met ons volk in die geskiedenis gewees. Op 9 Desember 1838 kom Sarel Seleen, ons voorvaders, en hulle kom lê 'n gelofte aan die magtige God af van hemel en aarde. Vir 6 aande word daai gelofte elke aand herhaal, en vandag 187 jaar later herdenk ons die wonderwerk wat die Here gedoen het, en ons kan deel van hierdie groot gelofte wees. Ons kan deel wees van dit wat daardie manne, vroue, kinders in vrees gedoen het, kan ons doen vanuit 'n posisie van vrede, van oorwinning, van net eer aan die Here gee, want hy het ingegryp. En elke jaar as ons op hierdie punt kom, dan dink ek maar net, as die Here nie ingegryp het nie, hoeveel van ons sou vandag hier kon sit? Hoe sou ons land gelyk het? Hoe sou ons volk gelyk het? Maar die Here gryp in. En die rede hoekom ons volk soveel jaar terug 'n gelofte gemaak het, is hulle die woord van die Here geken, en hulle die Here geken. Dit was hulle basis, die woord en hulle verhouding met hom gewees. En daarom het hulle geweet, daar is geloftes in die woord van die Here. Hulle het geweet hoe om 'n gelofte af te lê. Maar hulle was ook bewus van die feit dat dit nie 'n ligtelike saak was om op te neem. Dat as 'n gelofte gemaak is, moet dit nagekom word. Numeri 30 vers 2, as iemand aan die Here 'n gelofte doen of 'n eed sweer waardeur hy homself verbind om hom van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie. Hy moet handel volgens alles wat uit sy mond uitgaan. Hierdie woorde in Numeri is vandag nog net so waar. Ons is deel van hierdie gelofte gemaak. Al is die gelofte soveel jaar terug afgelê, die Here het daai dag die oorwinning gegee. Net soos Dawid teen die reus Goliat die Here die oorwinning gegee het, so het die Here vir ons voorvaders oorwinning gegee oor 'n magtige Zulu volk. Ons weet wat gebeur het. Teen daardie tyd was Piet Retief en sy manne reeds vermoor oor 'n stuk grond wat hulle by Dingaan wou koop. En hierdie vreeslose wrede nasie van daardie tyd het nie geskroom om te vermoor nie. Nou in die Voortrekker monument is die marmer vriesmos op die gewone die grondvloer, maar as 'n mens onderin gaan, dan sal gedeelte van die marmer vries wat die wreedheid wys, wat hulle nie op die muur wou sit nie, so dis onderin, 'n wrede nasie gewees. En so kom Andries Pretorius en die mense daar saam met hom. Die Zulu volk is op pad om hulle aan te val, net soos Piet Retief wil hulle uitmoor, en hulle is totaal en al in die minderheid. Ek het vir u vroeër gesê, ek dink omtrent 584 boere teen duisende van die Zulus. Dis 'n hopelose situasie. Die enigste manier wat die boere daardie oorgroote menigte Zulus kon oorwin, was deur goddelike ingryping. Dink geen strategie of vegtegniek of wat ons ook al dit aan wil toeskryf, kon daardie dag oorwinning gebring het nie, net goddelike ingryping. En daarom lê hulle die gelofte af,
En die Here is getrou en op 16 Desember 1838 in die vroeë oggendure gee die Here oorwinning. Nou ek gaan nie vanoggend uitbrei oor al die wonderwerke nie, maar die Here gee oorwinning op 'n manier wat geen mens dit kon doen. En daai woorde tref my altyd, sonder dat een van die boere omkom. Dink die getuienis sê, daar's een wat in die hand gesteek is, dis al wond wat daar was, maar nie een het gesterf nie, sonder dat een van die boere val. Nou lees mense hierdie getuienisse vanuit die voortrekkers, vanuit die Zulus, en die een ding wat uitstaan is, daar was 'n onbekende leermag betrokke. Die gelofte is gemaak, God gee die oorwinning. Prediker 5 vers 3, as jy gelofte aan die Here gedoen het, stel nie uit om te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie, betaal wat jy beloof. Dawid het 'n gelofte gemaak, ons voorvaders het 'n gelofte gemaak, en net so Salomo die gelofte van sy vader gestand doen, is dit ons verantwoordelikheid om hierdie gelofte na te kom. Die gelofte het uit 3 dele bestaan, en die rede hoekom ons op Psalm 132 kyk, is al 3 daardie voorwaardes, die 3 redes wat die boere gee, kom voor in Psalm 132. So ons gaan kyk na die 3 beloftes, die 3 dele, ons gaan kyk wat ons verantwoordelikheid is, op gelofte dag, maar ook elke dag. Kinders van die Here, ek sal die term Christene gebruik, is nie 1 dag 'n jaar of 1 dag 'n week kinders van die Here nie. Ons is dit elke dag. En ons moet elke dag so leef. Dis nie 1 dag 'n jaar wat ons aan God getrou is nie, maar dit is elke dag wat ons aan hom getrou moet wees. Maar kom ons kyk so vinnig na die 3 dele van die gelofte. Ons begin by ons eerste gedagte, die gelofte dat daar 'n huis vir God gebou sal word. Ons begin by die Psalm. Vers 5 sê, totdat ek 'n plek vir die Here, 'n woning vir die magtige van Jakob, 'n plek vind vir die Here. Nou koning Dawid het hierdie gelofte gemaak, hy wil 'n huis vir die Here bou, sodat sy ark daarin kan wees, sodat die Here teenwoordig by sy volk kan wees. Maar dit was nie die Here se plan. Die Here sê vir Dawid, hy sal nie hierdie huis bou nie, maar sy seun, Salomo, sal die huis bou. Maar Dawid het dit nie gelos en net maar voortgegaan nie. Hy het nie geen verantwoordelikheid daarvoor geneem nie. Hy gaan na Salomo toe en ons lees in 1 Kronieke 28 vers 20. Dawid het aan sy seun Salomo gesê, so hy dra dit oor, hy deel met hom, hy sê, wees sterk en vol moed, voer dit uit. Vrees nie, en wees nie verskrik nie, want die Here God, my God, sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die huis van die Here voltooi het. So Dawid moedig hom aan, Dawid verseker hierdie gelofte word uitgevoer. Hy moedig sy seun aan om dit te doen. Dit is so wonderlik dat dit so realiseer het. 'n Mens lees in 2 Kronieke, die tempel van die Here is deur Salomo voltooi. Die gelofte wat Dawid gemaak het, is uitgevoer. En so was dit ook deel van die beloftes wat ons voorvaders aan die Here gemaak het, dat daar tot eer van die Here, waar hy wil, 'n kerk gebou sou word. En hulle het dit gedoen. Daai volgende Januarie is die fondasie alreeds gelê, so hulle het ook nie gewag nie. Hulle het begin, hierdie godsmanne sit die werk, die wiel aan die rol, sit die werk voort. Hulle besluit die kerk moet in Pietermaritzburg gebou word en die gelofte kerk is in 1841 is hy voltooi, so plus minus 3 jaar en die kerk is voltooi. Die gelofte is gestand gedoen, die belofte is voltooi, die kerk staan. Maar ons los dit nie vanoggend daar nie, want weer eens, dit help nie. Ons gaan 1 of 2 keer 'n jaar kerk toe en verwag, nou moet die Here ons seën nie. Die woord leer vir ons op baie plekke, en ek dink vir my die mooiste, duidelikste daarvan is seker Openbaring 2 en 3, die briewe aan die 7 gemeentes met die beeld van die Here Jesus. Die Here is betrokke by sy kerk. Die Here is betrokke by sy gemeente. Hy is nie aan 'n gebou verbonde nie. As ons lees, toe die Here Jesus gekruisig is, die voorhangsel is geskeur,
En die Heilige Gees is uiteindelik uitgestort en hy woon binne in sy kinders. Hy is teenwoordig by sy kerk. Daarom het hulle die belofte, daarom die voorreg, Matteus 18 vers 20, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Nou as kinders van die Here, nou het ons hierdie belofte, as kinders van die Here by mekaar kom, is die Here daar. Hoekom sal ek nie daar wil wees nie? Waar ek weet, die Here gee die belofte, hy is daar. Ek moet ook daar wees. Dit gaan oor 'n lewende verhouding met die Here, dit gaan oor kontak met hom, wat sê hy gaan daar wees, dit gaan oor kontak met kinders van die Here. Dis nie net 'n dag nie, maar dis 'n lewe van getrouheid. Maar dan ons tweede gedeelte van die belofte, die gelofte, is die gelofte dat die dag herdenk sal word as 'n Sabbat. Psalm 132 vers 7, laat ons aan sy woning gaan, ons neerbuig voor die voetbank van sy voete. So Salomo skryf, die volk moet na die huis van die Here gaan. Ons lees dit ook in 2 Kronieke 2 vers 4, hy sê, kyk, ek gaan 'n huis bou vir die naam van die Here my God, om dit aan hom te heilig, om voor sy aangesig reukwerk van spesery aan die brand te steek en toonbrode gedurig reg te sit en die brandoffers môrens en saans te bring op die Sabbate. So hy sê, daar sal 'n Sabbat by die huis van die Here gehou word. Nou, 'n mens kan eintlik baie uitbrei oor wat Sabbat beteken en hoekom en waarom en al hierdie goed, maar die oorspronklike woord Sabbat in die Hebreëus en dan die Grieks beteken 'n tussenpose, 'n staking, dit beteken rus, wat deur God self ingestel is. Die Here het die aarde in 6 dae gemaak en op die 7de dag het hy gerus. En hy verklaar, die 7de dag is 'n dag van rus. En dan verklaar die Here Jesus in die Nuwe Testament, die mens is nie vir die Sabbat gemaak nie. Die Sabbat, hierdie rusdag, is vir die mens gemaak. God gee dit as 'n leefwyse. 6 dae moet gewerk word, die 7de dag moet gerus word. En die Here moet op daardie dag aanbid word. Daar moet na sy huis toe gegaan word. Nou weet ons, die Sabbat is mos eintlik nou die 7de dag, is die Saterdag. Ons gaan op 'n Sondag kerk toe. Het ons dit verander? Ons het dit beslis nie verander nie. Dis 'n verandering wat deur die Here Jesus ingebring is. Dis die dag waarop die Here Jesus opgestaan het uit die dood uit. Daarom hoor jy ook baie keer praat ons van die opstandingsdag. Johannes 20 vers 1 bevestig en dit verwys na die eerste dag. Jesus het op die Sondag opgestaan. Die Here Jesus het op die Sondag, die eerste dag, aan die disippels verskyn. In die Nuwe Testament van die 11 oorblywende disippels en later die 12 wat gekies is, wanneer het hulle bymekaar gekom? Op die Sondag. Handelinge 20 vers 7, hulle het op die Sondag bymekaar geword. Hierdie word die Christelike rusdag, dit word die Christelike Sabbat, waar die Here Jesus vereer word vir die feit dat hy opgestaan het uit die dood. 1 Korintiërs 16 vers 2, die eerste dag was vir die insameling van die gawes gewees, soos wat ons kollekte opneem. En ons doen dit in ons erediens, is nou so half 'n bynota, want dis 'n liefdesgawe, dis hoe dit moet wees. Die Here lê op my hart, ek gee vir hom uit liefde uit. So ons doen dit in die erediens. Die Pinksterdag, die dag toe die Heilige Gees uitgestort word, was op 'n Sondag. En dit kom weer uit die Ou Testament uit, Levitikus 23 vers 16, die Pinksterdag was op 'n Sondag, die Heilige Gees is op die Sondag uitgestort. Nou gee ek weer baie inligting, maar ek sê net vir jou hoekom ons dit as 'n Sondag hanteer. Die Nuwe Testament was die aanbiddingsdag op 'n Sondag. Ons klomp teksverwysings daarvoor. En dis hoekom ons vandag as 'n Sondag hanteer, 'n dag wat ons rus, 'n dag wat ons na die huis van die Here toe gaan. En so die tweede deel van die gelofte, dat ons elke 16de Desember as 'n Sabbat sal heilig, ons bring dit in terme van Christene, kinders van die Here in die Nuwe Testament, ons hanteer dit as 'n Sondag, waar ons na die huis van die Here toe gaan, die Here aanbid. Die hartseer is, hoe baie Afrikaners vier vandag nog, die 16de Desember, as 'n Sondag, as 'n Sabbatdag. Vanoggend toe ek hiernatoe ry, nou ry ek bly in Voortrekkerstraat, ry ek verby
een van die markte en die karre staan, ek ry verby die gym is oop, die karre staan, ons kom hier aan. En hoeveel mense, Afrikaners, vier vandag nog as 'n Sondag? Dis hartseer. En dit bring eintlik vir ons 'n diep bekommernis oor ons volk. Want ek dink ons het 'n klein dorp, kyk as daar 'n bazaar is, hoeveel mense is by daai bazaar? Hoeveel mense gaan om te koop en geld uit te gee? Maar dan kom dit op 'n geestelike dag soos vandag. En waar is daai mense? Waar is ons geestelike leiers op hierdie dag? Dit bring maar net vir ons 'n bekommernis oor ons volk. Nou, Psalm 50 vers 14 sê, offer dank aan God. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Offer dank aan God. Vandag is nie 'n dag wat ons swaar opgelê is nie. Dis nie 'n straf dat ons hier moet wees nie. Dis 'n dag tot eer van die Here, 'n dag uit dankbaarheid om te vier wie die Here is, wat hy vir ons gedoen het, hoe getrou hy is. Dis 'n dag om vir die Here die eer te gee. Dit gaan oor hom. En saam met dit, die voorreg wat ons het om die Here saam te kan dien. Reg deur die Nuwe Testament leer die Here vir ons. Ons as kinders van die Here is die liggaam van Christus. Ons ken daai gedeeltes. Een is die oor, een is die hand, een is die, en ons vorm saam 'n eenheid om die Here te dien. Ons is die liggaam van Christus. En ons kan die Here saam dien. Gaan een kerk perfek wees? Nooit nie. Ons bly mense, ons weet dit, maar ons arbei saam vir ons meester. Ons dien die Here, en waar die woord van God in waarheid uitgaan, dis waar ons moet wees. Die belangrikste, waar die woord van God in waarheid uitgaan. Maar dan bring dit ons by ons laaste gedagte vanoggend. Die gelofte het net 3 punte, ons het vanoggend net 3 punte. Die gelofte dat die nageslagte die dag sal herdenk. Psalm 132 vers 12, as jou seuns my verbond hou en my getuienisse wat ek hulle leer, dan sal hulle seuns ook vir ewig op jou troon sit. In hierdie vers kom die Here na Salomo toe en hy maak dieselfde belofte as wat hy aan Dawid gemaak het. Die belofte dat Salomo se nageslag op die troon sal sit as hulle die Here se insetting hou. As hulle die Here se insetting hou. Die nageslag van Dawid sou uiteindelik uitloop op die Here Jesus. En alhoewel God hierdie belofte gedoen het, was daar 'n voorwaarde. Salomo se geslag moet die verbond met God hou. Hoe afvallig is die Jode nie in die verlede gewees nie. Selfs Salomo met al sy wysheid was afvallig. En daarom weet ons, en ek wil nou nie in die geskiedenis ingaan nie, skeer Israel in 2, Juda en Israel, en daar word volke in ballingskap weggeneem, en daar's 'n hartseer geskiedenis, omdat hulle gesondig het, omdat hulle ongehoorsaam was, omdat hulle nie die gelofte nagekom het. En dit wys vir ons, hoe ernstig neem die Here geloftes op, dat hy sy eie volk in 2 sou skeer, en in ballingskap uitverkoop, omdat hulle nie luister nie. Ons voorvaders het die gelofte gemaak, dat ons, nageslag van die voortrekkers, elke jaar 16 Desember, al die lof en al die eer aan ons hemelse Vader sal gee. En dis hoekom ons dit so ernstig opneem. Iemand vra nou so rukkie terug vir my, maar hoekom hou ons die gelofte dag? Toe sê ek vir, want ons is Afrikaners. Ons doen dit. Want dis wat die voorvaders beloof het ons sal doen. Ons is hulle nageslagte. Numeri 30 vers 2, as iemand aan die Here gelofte doen of 'n eed sweer waardeur hy homself verbind om van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie. Hy moet handel volgens alles wat uit sy mond gaan. Dit is ons verantwoordelikheid dat hierdie dag voortgaan. Ons wat vanoggend hier by mekaar is. As ek reg onthou, is dit die enigste kerk in die hele Weskus area. Ek dink ons miskien een in Saldanha wat hierdie dag nog vier. So dis ons wat by mekaar is. Dis ons verantwoordelikheid dat hierdie dag voortgaan. Dis ons verantwoordelikheid dat hierdie tradisie wat besig is om weg te kwyn, nie sal verdwyn nie. Ons kan mense nie forceer nie, maar ons kan mense inlig. Ons kan met mense deel hoe belangrik hierdie dag is. Ons kan dit oordra. En dan natuurlik aan ons kinders, kleinkinders. Daar's miskien van u wat so gelukkig is om al agterkleinkinders te hê.
Deel dit met hulle. Ons kan hierdie gelofte nie verbreek nie. Ons moet seker maak, dit word oorgedra aan ons nageslagte, tot die dag wat die Here sy kinders kom haal. Tot die dag wat ons sterf. Ons aanhou om hierdie dag te huldig. 'n Dag waar die lof, die eer, die aanbidding aan die Here gegee word, omdat hy die oorwinning by Bloedrivier gegee het. Ek is baie lief vir geskiedenis. Dit vat alles in my om nie met u sommer al die geskiedenis te deel nie, maar ons sal nie daar vanoggend deel nie. Weet, almal is nie so lief vir geskiedenis nie. Maar ons vat dit 'n stappie verder vanoggend. Ons sê vir mekaar, die jong mense onder ons, en ons kan rondkyk, hoeveel kinders is in die gehoor, hoeveel kleintjies sit hier ons, dis ons toekoms. Dis die toekoms van geloftedag. Ons moet aan hulle oordra. Hoe gaan hulle die Here dien as hulle groot is, as hulle nie in die kerke is terwyl hulle klein is? Dis ons nageslag. Ons moet hulle leer. Ons moet hulle voorbeeld wees. Ons moet hulle help om eendag die Here te dien in hierdie gelofte ook na te kom. So daarmee sluit ek af vanoggend hierdie 3 gedagtes. Op Sondag 9 Desember 1838 maak ons voorvaders onder leiding van Sarel Selee hierdie gelofte aan die Here, dat as die Here hulle beskerm, dan sal hulle vir die Here 'n huis bou. Hulle sal elke jaar hierdie dag as 'n Sabbat deurbring en hulle sal dit aan hulle nageslagte leer om vir hom die eer te gee. En ons weet die Here die oorwinning op 'n wonderbaarlike wyse gegee. Dis hoekom ons vanoggend hier is. Om hierdie gelofte na te kom. Maar dan vra ons die vraag, aan wie is hierdie gelofte gemaak? Aan die Here van hemel en aarde. Wat nooit verander nie. Die God wat Sarel Selee daai dag aangeroep het, is dieselfde God wat ons vandag aanroep. Hy het nog nooit verander nie. Is nog steeds hy wat na sy kinders kyk. Dis nog steeds hy wat vir ons die verantwoordelikheid gee om die gelofte na te kom. Dis ons plig om te verseker dat hierdie gelofte gestand gehou word. Maar saam met dit, hoeveel bemoediging is dit daar nie daarin om te weet, die Here is met sy kinders nie. Nou ons is nie soos 'n volstryse wat ons kop in die sand steek nie. Ons weet, ons land is nie op 'n goeie plek nie. Ons weet daar's dinge wat gebeur, maar die Here los nie sy kinders nie. Hy het hulle nog nooit gelos nie. Hy sal hulle nog nooit los nie. Maar ons moet ons oë op hom vestig. Ons moet hom aanroep. Ons moet hom vertrou. So die bemoediging daardeur, die Here is nog steeds daar vir ons, soos wat hy daardie dag vir ons voorvaders daar was. So kom ons betaal die gelofte, kom ons gee aan die Here die eer, want ons weet hy is getrou, maar kom ons leef ook lewens vir hom, nie net een dag 'n jaar nie, maar elke dag leef ons vir ons Here. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Wonderlike Here, ons is hier vandag om hierdie gelofte wat gemaak is, in 1838 al, Here, om dit te kom uitleef, om daardie belofte wat gemaak is, gestand te kom doen, om vandag as 'n Sondag te hanteer, en om ons nageslagte te leer, om vir U al die eer, die aanbidding, die lof van ons harte te gee, want U het die oorwinning gegee. En Here, in 'n tyd waarin ons leef, waar mense nie meer so sensitief is vir hierdie tipe goed met die media en alles wat gebeur nie, besef ons steeds, Here, wat 'n groot wonderwerk was dit. Watter groot oorwinning het U daardie dag gegee. En is dit as gevolg daarvan wat ons vandag hier saam kan wees. Here, hoe anders sou die geskiedenis wees as U nie daardie dag ingegryp het. Maar U het. En ons gee vir U die lof, die eer, die aanbidding van ons harte. Wees so met elkeen van ons, Here, waar ons nou hier uitgaan, help dat ons lig sal laat skyn, help dat ons die sout van die aarde sal wees, en ook, Here, dat ons die belangrikheid van hierdie dag sal oordra, veral in ons kinders, kleinkinders, miskien agterkleinkinders. Help ons met hierdie taak, Here, ons vertroue is op U. Amen. Ek gaan vra dat U staan, ons gaan nie afsluit met 'n lied nie, ons gaan afsluit waar ek vir ons die gelofte gaan lees. So U kan staan, dan lees ek vir ons die gelofte en dan sal ek die seën uitspreek en dan kan ons maar verdaag. So kom ons staan saam. Ek lees vir ons die gelofte.
Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat, as hy ons beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom. En dat ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot gedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.